Hoopelik het almal baie mooi vir Tannie Magda geluister en sit julle nou penorent voor die TV om vandag vir Desiree Gardner te ontmoet. Baie welkom. Het is heerlik om jou hier te hê. Dankie, Charlene. As mense na Magda kyk, sy is vreeslik gemaklik in haar eie vel, nê? Ja. En ek het jou nou dopgehou, jy skuif nog so 'n bietjie rond as Desiree Gardner krap hier, krap daar. Ja. Vind jy dat dit vir jou makliker is om in die karakter te wees as in jouself? Absoluut. Baie mense glo my nie, maar my goeie vriende en vriendinne kan daarvan getuig dat ek eintlik 'n skaam mens is. Ek is die een wat by 'n partytjie vir braai in die hoek staan en hoop iemand gaan met my kom gesels. Jy weet, ek is dit vat baie van my om te gaan en sodra ek gemaklik voel in 'n plek, dan doen ek dit. So vir my om in 'n karakter in te klim is letterlik om 'n identiteitsverskywing te maak en iemand anders te word. Ek is glad nie soos Magda Lou nie. Is jy nou senuweeagtig? Ja. Kan nie wees. Ja. Vanoggend ook in die grimeerkamer, Ja. want ek wil nou uitkom by skool en by universiteit. Ja. Ek dink dit is 'n ou drama student vriendin Ja. van jou, Janie Swigelaar. Dis reg. Het julle land en stand gesels en nostalgies geraak oor julle drama studiejare. Ja. Vind jy dit is makliker om met mense 'n verhouding te hê wat jy dalk as student geken het? Ek dink so, maar ek dink ook ek is een van daai mense, sodra ek dan nou daai koneksie gemaak het met iemand en ek voel gemaklik by jou, dan is ek myself en ek geniet dit om, jy weet, grappies te maak en te praat en ek dink ook as 'n ma van 2 kinders is dit vir jou lekker om by groot mense te wees dan, jy weet, ek sê altyd vir my kinders, "Sjoe, daai vrou praat baie," dan sê hulle, "Jy praat baie." Ek is die ene wat gesels. Dit is vir my baie lekker om met mense te praat as ek gemaklik voel. En maar ja, ek dink mense wat 'n lang pad met jou stap, ken jou ook al goed genoeg. Jy weet, so jy is by daai punt waar jy kan al jou dele wys en maar ek en Magda Lou kan nie eintlik verder van mekaar en ek dink dis wat dit so lekker maak om haar te speel want sy's heeltemal verwyderd van wie ek is. Nou die universiteitsdae, die drama studiejare. Wat het jou en Janie saamgebind? Vertel ons 'n bietjie van die kattekwaad wat julle aangevang het. Sy was die stoute een. Nee, ek dink jy's mos maar jonk en jy weet jy geniet jou tyd en Reinhard was saam met ons ook gewees. Reinhard Hugo. So ons was eintlik 'n klomp vriende wat daai tyd al 'n vriendskap begin bou het. En ek dink daai tyd van jonk wees en eintlik by 'n punt kom waar jy by mense is wat jou verstaan. Want op skool is jy weet jy's die drama kind en so aan. So nou kom jy by 'n plek almal kan vereenselwig met hulle liefde en hulle passie vir kuns en vir drama en dit is lekker. So daar kan jy regtig daai masker afhaal en net jouself wees. En ek dink dis waar dit dan nou begin. En natuurlik is 'n student, so jy gaan jouself geniet ook tussendeur. En toe het jou pad ook nou met iemand gekry hier in die ontbytsake kring, Leon van die Rop met Wolwedans in die skemer. Hoe het dit gebeur? So dit was daai tyd, jy gaan vir audisie, jy weet, jy gaan vir 'n tweede audisie, jy hou duim vas en uiteindelik het ek daai rol gekry. Dit was interessant want ek het die rol gekry en toe net daarna uitgevind ek is swanger met James. En ek onthou ek het nog na hulle toe gegaan en gesê, hoorie, gaan dit nou 'n kinkel in die kabel gooi en hulle het gesê nee, dis reg, hulle sal maar net verby dit skiet. En vandag is James amper 14 jaar oud. Jy weet, so dit was so lank terug. Maar ja, dit was eintlik die laaste groot film wat ek gedoen het daai tyd wat mens nog so lank geskiet het en jy het gegaan location. Dit was 'n wonderlike tyd. Maar voor Magda Lou het jy regtig gevestig geraak in Suid-Afrikaners se geheue as die binnelanders karakter. Wat 'n invloed het dit op jou lewe gehad? Ek het dit so geniet. Daleen was die karakter se naam en dit was vir my so 'n wonderlike tyd want dit was regtig waar jy elke dag kan slyp aan jou craft. Jy weet jy kan elke dag kom, jy kan werk dan jy word 'n familie. Dit was regtig vir my 'n ongelooflike tyd gewees en om daarna na 'n volgende sepie toe ook te beweeg en daar ook deel van die familie te raak. Ek is mal oor sepies. Ek sal môre teruggaan en weer 'n sepie doen. Dit is vir my so lekker, daai gemaklikheid, daai wat jy almal leer ken en waar jy elke liewe dag in 'n ander storie jouself kan verloor. Dit is vir my baie baie lekker. Ek gaan nou verder met jou gesels oor die afskeid van die twee families. Ek gesels verder met Desiree Gardner. Desiree, jy het nog gepraat van die twee families, sepies, dis moeilik om afskeid te neem. Maar ek wonder altyd, as 'n mens elke dag so met mense werk, hoe raak jy nie te verstrengel nie, want jy moet professioneel bly. Kyk, ek is bly, ek sien die lot 1 keer 'n week. Corlie gee ek nie om meer male te sien nie, maar Dawie en Leon nie. Maar 'n ernstige vraag, hoe raak 'n mens nie te verstrengel nie? Ek dink mens raak te verstrengel. Ek dink dit is die mooi deel daarvan. Jy weet, baie van daai mense het lewenslange vriende van my geword, mense by binnelanders en by Suidooster. Dis mense met wie jy jou lewe deel, dis mense saam met wie jy baie keer deur van jou moeilikste tye gaan en hulle ondersteun jou en jy help jou. En ons praat baie keer en sê jy
jy is deel van die familie. So ek dink dit is mens weet ons is professioneel, ons werk, maar ek dink waar ons is en wat ons mee besig is en die feit dat ons stories vertel, maak dan partymal dat mens dalk maar 'n bietjie te verstrengel raak en dit is dan partymal ook maar okay. Ja, in Suidooster was daar toe 'n baie kontroversiële storielyn met 'n kind wat sterf. Hoe het jy daar gekeer, want toe is jy alself ma, dat jy nie te verstrengel raak, te betrokke raak nie? Ja, dis moeilik want wanneer mens so 'n tipe storie vertel, wil jy dit eerlik vertel en jy wil dit so kan vertel dat mense wat met daai pyn kan vereenselwig met jou pyn kan vereenselwig. So jy moet iewers daai pyn in jouself ook vind en maar nie te ver en te diep in daai gat in beweeg nie. So dit was vir my moeilik geweest. Ek het letterlik in die aande by die huis gekom en dit afgestort. Ek moes vir myself sê, jy weet, en ek self het in daai tyd in my persoonlike lewe ook deur 'n moeilike tyd gegaan. So die twee het so half hand aan hand gegaan. En ek dink partymal is dit ook tot 'n mate bevrydend om dan daai pyn wat jy self ervaar in daai karakter in te sit, dat ander mense met dit kan vereenselwig, want jy wil eerlik en opreg wees in jou spel, maar jy moet versigtig wees dat jy nie heeltemal, jy weet, by daai punt kry wat jy nie meer die twee lewens van mekaar kan onderskei nie, en besef, ek het my twee kinders by die huis en dankbaar dan nou ook vir hulle gesondheid. Jy het nou wel gesê dat jy môre sal teruggaan sepies toe as jy kon, maar die lewe van 'n sepie ster, want jy is 'n ster. Ja. Al bly jy nou op Grootbrak, jy kan nie 'n rustige lewe hê nie. Mense stop jy seker nog steeds gereeld in die straat. Dit is my so lekker en ek dink elke tweede mens wat my stop sê, hoor ek's jammer ek stop jou. Julle hou seker niks daarvan en dan sê ek altyd ek love dit om gestop te word want ek dink dis baie min, is baie selde dat mense in jou werk daai liefde kan ontvang en daai waardering en ek dink elke keer as mense iets daar buite sit, veral soos met Magda Lou, mense self onseker. Jy weet jy sit dit nie daar uit en slaan jou bors en sê hierdie gaan die beste ding wees wat nog ooit geskep is nie. Jy's ook maar skrikkerig en jy hoop dat mense daarmee kan vereenselwig. So as iemand aan my toe kom en sê ek geniet dit vreeslik baie of ek het baie met jou karakter en hierdie sepie van daai sepie vereenselwig, is so lekker om dit te hoor want dan voel jy net weer daai oomf om aan te gaan en aan te hou skep. Want dit gee vir jou waarde. Dit gee vir jou daai rede om dit aan te hou doen want jy onthou weer hoekom jy dit doen. Ja, jy het nou vlugtig gesê dat jy ook al deur baie moeilike tye gegaan het persoonlik. Gebruik jy dit ooit om te skep? Ons ken nou van Magda, maar is daar 'n kans dat jy dit dalk gaan gebruik om iets anders te skep waarby mense kan identifiseer? 100%. Magda Lou kom, en dis hoekom ek baie keer vir mense ook sê, as hulle sê, jy weet, jy's so laf, dan sê ek, kyk 'n episode. Elke episode is eintlik maar gebou op die tragedie van baie dinge waardeur ons gaan in ons lewens. So dit is 'n tragiese komedie, jy weet. Ja, dit is snaaks en ons is met tye laf. En as jy net dink aan die feit dat ek hierdie ouer persoon speel met latex en 'n pruik, maar baie van elke episode eintlik het stof tot nadenke. Ek wil hê mense moet kan wegstap en kan dink aan iets of daai persoon bel met wie hulle lanklaas gepraat het of daai een wat hulle nog nie vergewe het nie. Jy weet die tragedie van mens wees en daai jy weet daai ding wat ons niks kan doen nie, die feit dat ons almal nie vir ewig hier gaan wees nie. Daai tipe dinge is waarin so ek gebruik definitief my seer om te skep want ek hoop mense sal daarmee kan vereenselwig. En een ding wat ek doen om my seer weg te steek is ek maak grappies en ek lag. En Magda Lou. Ja, en so ook Magda Lou. Ek dink baie mense hoe meer hulle my leer ken en my skryfwerk leer ken, besef hulle en hulle kom agter dis wat ek doen. So ek vat van daai seer, ek sit 'n bietjie van 'n masker op en hoop dat ons saam daardeur kan lag en huil. Nou, baie dankie dat terwyl jy ons laat lag, jy ons stof tot nadenke gee. Ek moet hom nou sê in my voorbereiding vir hierdie gesprek en ek berei voor hoor. Wow, okay. Ek weet dit spesifiek ook vir hierdie gesprek. Ja. Ek het gaan Magda Lou kyk. En ek was weggeblaas. Okay. En jy weet, en my opinie is baie belangrik op hierdie stel. Jy weet, David en so luister verskriklik na wat ek sê, maar nee, ek moet vir jou eerstens 'n lansie vir jou breek. Dit het alle verwagtinge vir my oortref. En ek dink wat my die meeste gevang het is ek het komedie verwag, want ek is baie lief vir komedie, maar die ernstige oomblikke daarin het my daar was 'n traantjie. Oh wow. Daar was meer as een. Dis al waarvoor ek hoop is 'n een traantjie. Net 'n traantjie. Meer as een. Want jy sal net nou daar geraak. Ja. Dit kom eintlik van 'n baie persoonlike diep plek meestal af. Komedie ook. Ja. En in hierdie geval was dit dan nou wel so.
Waar kom Magda vandaan? Want ek bedoel, dis eintlik 'n ou tannie. Ja, En jy is definitief nie dit nie. baie dankie. Baie dankie Leon, ek probeer van dit af weg te bly so meer as moontlik. Elke dag gaan ek nie meer latex nodig hê nie. Ag, ja, man. Jy weet. Nee, weet jy wat, dit was weird. Dit was 'n karakter wat ek geskep het op skool. Ja. Sy was ek moes vinnig aan ietsie dink. Ek het 'n karakter geskep, Magda Lou, van hierdie vrou wat na die dokter toe gaan. Ja. Daar is sy gebore op 65. En toe het sy toe het ek begin om 'n een vrou stuk te doen. Ek gaan hom nou baie fast forward, maar een van my vriende het kom kyk na die een vrou stuk. Op 'n stadium was daar ons kon pitch vir kyk net vir storiefilms. Hy het vir my gesê kom ons pitch daai idee van Magda Lou. Dit is gepitch en nou is ons hier. Hoe dit gebeur dat Hannes van Wyk wat net briljant is, ou Erhard. Pa. Pa is so goed. Hoe Ja. dit gebeur? So pa het my regie gedoen vir die een vrou stuk. Ja, so ek was by die woordfees en toe sê ek vir hom, van toe is hy by Suidooster ook gewees daar en ek sê toe vir hom sal hy my dalk help met die regie en hy sê toe dis reg. En toe eendag as 'n grap te sê, hoorie as ons ooit eendag hierdie doen en Erhard kry nou lewe, wil ek Erhard wees. En toe sê ek vir hom daar kan niemand in die wêreld beter wees as jy nie. Erhard. En toe dit gebeur, toe sê ek van hoorie jy, onthou jy daai ding gesê wel. Ja. Kom. En hoe is dit toe nou om saam met hom te werk as buite nou die regie as mede-akteur, want hy het soveel kennis en hy bring soveel na en julle interaksie op die skerm is so goed. Dit is asof julle dit al miljoen jaar saam doen. Ek moet sê ek het baie respek vir hom en ek is altyd oop vir sy opinie ook en vir sy raad en as hy dalk vir my sê miskien met ons, maar die ding is Hannes geniet die hele idee van Magda Lou so baie dat dit baie min is dat hy vir my sê dat hy vir my notas gee. So hy's baie lief vir die karakter en die storie en vir wat ek met RR doen in die tekste. So maar so lekker om saam met hom te werk want ek weet as hy vir my iets sê, dan is dit iets om die storie te eer en te verbeter. Ja. En dan ek dink jy praat nou van die latex. Ja. Hoe lank vat dit nou om in die gedaante in te kom? Dit vat lank vir die televisie, want dan doen ons nou die latex en die pruik en al daai tipe van dinge. Ons het 'n fat suit en so aan. So dit vat 'n rukkie. Dit vat omtrent so 1 uur en 'n half as ons nou televisie doen, maar vir ons teaterproduksie wat ek en Hannes saam doen, wat nou dis nou net ma en pa, dis lekker, dis ons twee saam. Ons is by KAK hierdie jaar ook en ons doen 'n paar feeste en goed, maar daar is dit net ek en hy agter die verhoog. So ek moet hom blaas met die latex, hy sit latex op en dan doen ons teater grimering omdat die mense bietjie verder is. So dan kom ons bietjie weg daarmee met 'n bietjie gouer, want partymal moet jy vinnig, jy weet, in die karakter inklim. Maar vir TV Maar vir TV vat lank want dit is baie naby. Ja. Ons gaan nou lekker verder gesels. Ons kyk nou eers na 'n uittreksel uit Magda Lou en dan gesels ons verder. Het jy nou weer iets van haar gehoor? Ja, sy het 'n klomp messages gestuur, maar ek het haar gearchive sodat ek dit nie sien nie. Okay. Ja, my kind, wat beteken dit? Moet ek en die oom jou wegsteek vir die polisie? Nee, haar WhatsApps. Ek het dit in die archive folder gesit sodat ek die notifications kry nie. Okay, my kind, kyk, ek weet ek is nou 'n influencer en al daai. Moet asseblief nie met my praat asof ek weet wat notifications in archive beteken nie. Never mind, auntie. Ek het nie reply nie. Sean, kyk, ek weet jy wou graag met Lynette trou. En ek weet sy het jou basies voor almal afgesê. En ek weet dit was nogal vernederend want almal het gewonder hoe jy die situasie so verkeerd kon lees en ek dink almal was verbaas en baie van hulle het nie hulle hoender geëet nie want baie van ons het met jou gepraat voor die tyd en vir jou gesê van Lynette se situasie, maar jy het ons eens hals oor kop gegaan en 'n dier ring gaan koop vir 'n vrou wat reg was om op te breek met jou en mens kan hoender net een keer reheat, nê? En mens wil dit nie mors nie want dit is dier. En almal het dalk Ja, auntie, I get it. maar jy is so pas uit jou papie uit. Uit my wat uit? Uit jou papie uit, nê? Nee? Lang terug uit jou mammy uit, toe in jou papie in, soos 'n skoenlapper, nê? Nee? En nou is jy in jou Moren. maai in. Maar nee, wat ek wil sê is jy is jonk. Jy is aantreklik, jy is blessed, #, want jy het mense soos ek in jou lewe. Nee, ek speel ernstig. Jy moet nou vlieg, jy moet jou vlerke versprei en jy moet vlieg. My kind, daar is baie Visse in die see. Is dit wat auntie gaan sê, honestly? nee. Ek wil gesê het henne. Okay? Daar is baie henne in die hok van die lewe. Dis presies dieselfde. Dis van.
Kyk, van ons is blessed. Ja. Seker, ek wil nou nie name noem nie. Ja, moet jy dan nie. As jy dit sien, is jy trots op wat jy geskep het hier? Ek hoop jy sê blerrie ja, want dit is ongelooflik. Ja, ek dink mense het daai ding van, dis wat ek vroeër ook gesê het, mense is altyd, jy weet, jy is altyd skrik, jy hoop mense gaan daarvan hou, jy hoop mense gaan vereenselwig, is vir my moeilik om, jy weet, te sê, maar ja, ek moet sê, ek is trots op die Magda Lou karakter en die stories wat daarmee gepaard gaan, dis vir my vreuglik lekker, ek is baie dankbaar. Maar ja, daar is partymal 'n ding wat ek is, jy weet, en dan, maar dan moet jy nie van die comments partymal moet jy nie lees nie, want dan gaan hy trots weer terug. Ja. Maar dan die meeste mense wat dit kyk, verstaan waar ek vandaan kom, en dis wat vir my so lekker is. Daai wat jy sê, meeste mense wat dit kyk, want ek bedoel, as ek dit nou so op sigwaarde moet vat, is dit gemik op 'n spesifieke konteks van mense, en ek bedoel, ek dink daai kom ons noem dit dan maar tannies, in die 90's en so, toe ons groot geword het, dis die tipiese Afrikaanse huishouding, maar dis die tipiese, en natuurlik gaan hulle daarmee vereenselwig. Het jy gedink dit gaan so breër, of tensy ek die enigste, of ek is dalk net 'n tannie, en ek weet, dalk is jy Magda Lou. Ek het my inner Magda, toe ek het gekyk het, maar dit was vir my so, ek het so baie daar uitgekry. Het jy gedink dit gaan 'n so breë gehoor aanhang? Nee, ek het nie besef dat en jong mense, jy weet jong mense wat skoolkinders wat nou begin na my en Hannes se show kom kyk en so wat ook gesê het, wat ek gesê het, kyk julle dit, dis sê ja, Tannie, jy's nou cool. Ek sê wow, Tannie Magda is cool. So ek het nie gedink, maar wat hulle kan sien is hulle kan dit sien in hulle ouers of in hulle ouers se ouers. Jy weet dit is al by daai ouderdom. So ek het nie gedink dat so baie mense met dit gaan vereenselwig nie, maar ek dink dit is weer eens dit kom weer terug by daai menslikheid en dit is elke episode gaan vir my terug na mense. Is daar 'n menslikheid ding wat ek daarin het wat mense hopelik gaan raak en maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, ons almal stap dieselfde pad uiteindelik. Ja. En daai lewenslessies van Magda. Maar waarom is dit maar ook persoonlike lesse wat jy geleer het? Ja, ek dink ek sal so sit en skryf en terwyl ek skryf sal van hierdie idees nou maar opkom. Partymal is dit waansinnig, jy weet, partymal sal dit maar ek sal vooral lank sit en dink aan temas soos byvoorbeeld jy weet as 'n boom val maak hy geluid. As ek lank sit en dink aan daai tema, dan sal ek dink maar as daar niemand is nie, maak hy geluid, dan dink ek maar hoekom is daar niemand daar nie? Is dit nie dalk ook om die boom val nie? Jy weet dit is so ja, partymal gaan my brein bietjie te ver met hierdie goed en dan gebruik ek dit vir stories. Want jy skryf, jy het alles self. Is dit iets wat jy ook maar nog altyd wou doen en wat dit is ook wat jy op 'n daaglikse basis doen. Jy skryf nie net Magda nie, daar's 'n rits ander goeters. Is skryf jou die kern sal ek sê amper vir jou. Ek dink skryf en acting gaan vir my so half hand aan hand. Ek is nou in 'n seisoen van my lewe wat ek meer skryf. Ek geniet dit verskriklik baie. Dit voel of ek in 'n ander wêreld in beweeg as ek kan skryf. So dis vir my dis regtig waar ek voel ek is amper die beste weergawe van myself. Ek hoef nie jy weet voor te gee of anders te wees. Ek kan net dit wat hier binne is kan ek net laat gaan. En as mense daarvan hou is dit great. Dit kan ek jou verseker. Net van is jy nou so op die skryf. Kan ons nou Magda 'n boek oor Magda verwag op 'n stadium? Is daar iets? Dit is vreemd dat jy dit sê want dis die droom. Dit is die droom nou en ek sê altyd 'n droom in 'n pipeline is jy weet dit voel vir my dit gebeur. Dit hang net af hoe lank is die pipeline. So die droom is om 'n Magda Lou boek te hê met dagstukkies. En dan nou uit daai hart van Magda. So snaaks, maar stof tot nadenke met elke dag. Ag, dis is my heerlik om met jou te gesels. Dankie. Magda nog vele meer wees. Wow. Hoor daar, sien wat ek gedoen het. Wonderlike werk. Ek kan ook. My beurt om met ons gaste praat. Ek kon nie wag hiervoor nie. Ag, ek ook. Hoorie, ek wou nou nie gepraat het oor Magda Lou nie, want jy het nou klaar oor haar gepraat, maar ek het nog gekyk na die insetsel en dis my ek met die karakter is so 'n spesiale karakter. Sy soos ek nou gesê, sy sit haar voet elke keer ernstig daarin. Ja, sy sit haar voet daarin in haar mond en dan besef sy wat sy verkeerd gesê het, maar dan sy 'n manier om daai ding wat sy verkeerd gesê het om te draai, dat dit eintlik nou die regte ding word. So, en dan raak 'n deel van die tema en die stof tot nadenke soos ek vroeër gesê het. Julle gaan nou KAK toe ook en in die bos, vertel ons vanoggend daarvan. Ja, so dis ek en Hannes van Wyk, ons doen Maanpa. So die show se naam is Magda Lou, How Low Can You Go?
how low can you go? Dis die twee van ons. En ja, dan doen ons nou, ons het laas jaar ook nog ons met dit getoer, en hierdie jaar toer ons met dit, en ons doen nou KAK&K, en in die bos, en dis my so lekker om saam met Hannes dit te doen, en ons is daar, en ons is op die verhoog, en ons is saam met die mense, en hy loop tussen deur die mense, net soos wat pa kan, so dis vir my baie lekker, ding, weet, so 'n ekstra been van die show, om dit ook saam met Hannes dan nou kan doen, die teaterwêreld deel daarvan. Ek wil nou by jou persoonlike lewe uitkom. So jy het nou, daar's 2 kids, né? Ja. Vertel my van hulle. So my seun James, hy is 13. So ek het 'n hoërskoolseun, so ek's eintlik 'n tannie vir almal. Ek gesê ek is nou met 'n hoërskoolkind as jy mos 'n tannie, jy's fair game. En ek's nou aan Magda, en dan my dogter Robin, sy is nou 9 jaar oud. En julle bly in die kus. Ja, ons bly in Groot Brakrivier. Dit is so lekker daar. Ons is nou al amper 5 jaar daar. Wonderlikste mense, so 'n wonderlike gemeenskap wat mekaar ondersteun en help, en klein dorpie. Ek geniet dit nogals. Ek het in Bloemfontein ook groot geword, so ek geniet daai idee van klein dorpie. Ek hou van die stad. Maar ja, so ons is daar, ons is gelukkig. Maar dis nou nodig om 'n behoorlike ondersteuning basis te hê, want jy is kort weg nou. So hoe werk dit? Ja, so as ek moet wat nou lekker is ek kan skryf en ek kan subtitels doen en so, en dit doen ek van die huis af. Maar wanneer ek en Hannes toer met die show, of wanneer ons gaan skiet aan Magda met tye, dan is my ma en my pa daar. Hulle is regtig waar, hulle is die wonderlikste ondersteuningsnetwerk, want hulle is soos my kinders se tweede huis. En hulle ondersteun en help my so verskriklik baie. So, en hulle bly net 'n entjie van my af weg. So ek kan net sê, mommy, daddy hierdie tyd, en die kinders geniet dit om by hulle te wees. So ek is so dankbaar vir hulle in my lewe. Leon het nou gepraat met jou, en toe het hy die woord seisoen gebruik. Ja. Jy's nou in 'n sekere seisoen in jou lewe, en daai seisoen klink dit my soos 'n skryfseisoen. Ja, ek dink nogal so. Hierdie is my tyd wat ek regtig pen op papier wil sit, spreekwoordelik is eintlik getik, maar dis my so lekker tyd, want dit voel vir my dis 'n tyd waar ek alles binne in my, alles wat ek daar buite wil kry, nou wil doen. Mens weet nooit wat in die volgende seisoene gaan gebeur nie. Ek het altyd gedink mense is kind en mense is groot mens, en toe besef ek nee, jou lewe is hoofstukke. En die hoofstuk waarin ek nou is ek dink 'n tyd waar ek myself ook beter leer ken, en dit wil ek half doen deur te skryf en deur meer van myself te leer, en te hoop dat ander mense ook met daai, jy weet, seisoen kan vereenselwig, en dan nou veral as Magda Lou. Weet jy, as ek nou, ek dink daar's baie mense wat so kyk 'n skrywer is mos so halwe soos 'n kluisenaar, jy weet. Hulle sit daar op hulle eie en hulle doen hulle eie. Is jy so 'n tipe van skrywer? Ja, ek is definitief, daar's definitief 'n deel van my wat 'n kluisenaar is. Ek dink hulle het eendag gesê daar's 'n nuwe persoonlikheidstipe. Ek dink jy's 'n introvert, so jy's 'n ekstrovert tussen mense. Ek dink dis die woord. 'n Ekstrovert tussen mense, maar totale introvert as jy het jou batterytjie wat jy self moet, jy maak jou battery by die laai jy alleen by jou huis. Ja. Waar die ekstrovert kry mos hulle battery laai by ander mense. En ek dink dis wat so ek kan definitief daai ek is lief vir mense, ek geniet mense, maar ek sal definitief baie maklike kluisenaar kan word. As ek sit en skryf, dan gaan ek in my gedagtes in. Introvert. Ek dink is 'n introvert. So ek sê dit dalk nou heeltemal verkeerd. Ek is 'n bietjie baie meer van 'n soort van ook 'n stil tipe mense, introvert tipe mense. Maar jy's nou die eerste introvert wat ek nou ontmoet het. Maar nou moet ek klaarmaak. Ons moet nou klaarmaak.